Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Come on, my soul, don't you get tired. Jy het al agtergekom dat daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy net eenvoudig jouself moet motiveer. Dat jy net eenvoudig op 'n plek kom wat jy besef dat jy het nodig om nou met jouself te praat. Wie van julle hoor stemme? Nee, moenie jou hand reg, wag. Wie van julle praat met julleself? Okay. Praat met onsself, né? Ek praat dikwels met myself. Get to that place where I feel that I just need something now. And the only thing I have is the word of God, and I start speaking the word of God over my life. Hierdie eerste lied wat ons gesing het is, ons is 'n kind van God. Ek is 'n kind van God. Ek is 'n kind van God. Ek is 'n vriend van God. Ek is 'n vriend van God. Watter mooier encouraging words is daar nie as daai? Ek is sy kind. Wanneer ek wonder, wanneer ek twyfel, kan ek dit spreek. En soms moet ons vir onsself sê, come on, get up. Come on, get up. Dis nou genoeg. Jy het nou genoeg jouself jammer gekry. Jy het nou genoeg daar gesit. Jy het nou genoeg kwaad gewees. Jy was nou genoeg verbitterd. Jy het nou genoeg onvergifnis gehad. Jy het nou genoeg in daai hoekie gesit. Come on. It's time to get going now. It's tyd om op te staan. It's tyd om ons nou, it's powerful. Nou, ek het laasweek gedeel dat ons die week voor 'n bietjie rondgeloop het Durban toe met Lokale se indoor hockey. En ek wil volgens so net so ietsie daaroor deel weer. Lokale het die laaste 3 jaar speel hy vir hierdie span wat hy speel en hierdie jaar is hy onder 12, maar hy het al vir hierdie span begin speel toe hy 9-10 jaar oud was. En hierdie span het nog elke jaar by hierdie Nationals indoor hockey 'n medalje huis toe gebring. Elke jaar, maar hulle kon nog nie 'n goue medalje huis toe bring nie. En so het 'n paar van hierdie ouetjies saam met Lokale ouer geword in hierdie span en hierdie jaar, toe dink ons weet, hulle gaan dit vat. Ja, dis nou hulle jaar, hierdie ouetjies is gereed, hulle is reg en so gaan ons af Durban toe en hulle gaan jolly hierdie games en die eerste dag wen hulle die spanne ver, 8-0. Tweede dag kom hulle in, wen die spanne ver en die laaste 2 games op die tweede dag is teen hierdie 2 sterk spanne teen wie hulle dan altyd uitgespeel het. En dit gebeur dat die een span, die tweede laaste game wat hulle speel, is hulle gelyk op tot op die einde en in die laaste sekond maak die ref 'n verskriklike swak besluit. Dis my unbiased opinie, okay? En hy maak hierdie call en die ander span score en ons span verloor. En ek kan sien hoe val hierdie ouetjies se moed. En hulle kom af en ons motivate hulle, die coaches motivate hulle en sê, come on, dis net 1 game, dit is nie so erg nie, ons is nog bo op die lok, come on, gaan, en hulle speel teen hierdie ander sterk span. En dieselfde ding gebeur, in die laaste sekond, swak ref, nee, nie rarig, maar in die laaste sekond, gaan hy span deur en hulle score 'n goal en hierdie span verloor weer. En hierdie laities se hele moraal drop. En ons draai hulle motivate en ons sê vir hulle, weet, môre is die uitspele, môre speel julle semifinals en dan kry julle weer 'n kans teen hierdie ouens. En dan kan julle hulle klop en dan kan julle deurgaan maar jy kan sien in hulle oë dat dit wat ons hulle sê, motivate hulle nie. Daar's 'n tipe teleurstelling wat niks, dit verander nie wat ons sê nie. En so gebeur dit die volgende dag met die semifinal, verloor hulle 3-0 teen 'n span wat hulle gelyk op gespeel het. En hulle skuif uit om uit te speel vir 3 en 4. En hierdie laities wat gedink het, hierdie is hulle jaar. Hierdie is hulle jaar. Kan nie meer goud maak nie. Hulle kan nie meer silwer maak nie. En ons probeer hulle encourage en sê, brons is fine. Daar's soveel kinders wat net brons sal wil wen. Brons is fine, go for it. Maar dit maak nie saak hoeveel ons geprobeer motiveer het nie. Daai ouetjies het dit net nie opgedaag nie. Niks. Opgedaag nie, hulle verloor daai game die eerste jaar in 3 jaar wat hulle huis toe kom sonder 'n medalje.
En op die pad terug is hulle stil en Lukel se hart is seer en ek praat 'n bietjie met die Here oor dit wat ons nou beleef het en ek gebruik altyd my lewe en omstandighede wat ons deurgaan om myself te coach en dan ook my kinders te coach rondom die geestelike dinge. En ek vra vir die Here wat het gebeur en die Heilige Gees maak my bewus van die feit dat elkeen van ons moet die skill ontwikkel om op 'n stadium onsself te motiveer. Jy sien, hulle het goed gedoen toe ons hulle gemotiveer het. Maar die teleurstelling was so groot gewees op die einde toe hulle verloor, dat hulle nie meer na ons woorde geluister het nie. En dit het nie saak gemaak wat ons gesê het nie, dit het nie saak gemaak wat ons hulle probeer van oorreed het nie, hulle het net nie gemotiveerd geword nie. En elkeen van ons gaan deur sulke situasies in ons lewens. Ons kom in 'n plek in ons lewens en ons finansies, by die werk, waar niemand van buitekant af jou kan motiveer nie. Niemand kan jou opkry om weer 'n kans te probeer nie, om weer 'n keer te probeer daai ding maak werk nie. Jy kom in situasies in jou gesondheid waar dit vir so lank so sleg gegaan het en mense het jou encourage en jy het probeer en jy het probeer en jy het probeer en dit het nie gewerk nie en wat ook al mense nou sê werk net nie meer nie. Wie van julle was al daar? En jou verhoudings, en jou huwelik, en jy het al probeer en mense het jou encourage en probeer en niks gebeur nie, en jy sit dalk vanoggend juis in daai plek, en jy's in daai plek waar jy sê, pastor, ek hoor hierdie woorde en ek hoor hierdie preke en alles, but it's not motivating me. I'm not moving. I'm not going. En elkeen van ons, vanoggend, jy moet dit besef, jy moet die skill ontwikkel om jouself te motiveer. Jouself te motiveer. Jouself aan die gang te kry, jouself te laat beweeg. Nie eers ons as pastore kan dit altyd reg kry nie. Ons kom hiernatoe week vir week. En dan deel ons boodskappe om elke persoon wat kom te motiveer. Ons deel boodskappe om jou met hoopie uit te laat gaan. Ons deel boodskappe wat jou moet excited maak oor jou lewe en oor wie jy is in Christus en ons deel hierdie goed. Maar as jy as persoon nie daai tema vat of nie daai skrif vat of nie daai woord vat en jy uitloop en jouself daarmee motiveer nie, gaan dit niks help. Het jy al gevoel, hoe voel dit as jy hier sit en jy's excited en dit wat die pastoor nou net gesê het is soos, ja, ek is gereed, ek wil 'n kroon hê, ek wil gaan, ek gaan hom vat hierdie week en as jy uitloop by die deur is dit gone. Dis waar daai selfmotivering moet inskop, church. Daar moet 'n plek wees waar ons onsself motiveer met die woord van God, wat ons vir onsself sê, dat come on, jy kan dit doen, jy is meer as 'n oorwinnaar, come on, jy is die Here se oogappel dan, hy is lief vir jou, jy is kosbaar in sy oë, jy is vir hom belangrik, come on my soul, don't you get tired on me. Weet, ons kan baie geestelik raak met hierdie goed en sê, nee, maar dis Jesus se werk om ons te motiveer. As die Heilige Gees se werk om ons te motiveer. En dit klink so geestelik as ons dit sê. Maar as ons dit sê, dan het ons ook die reg om die Heilige Gees te blame wanneer ons nie gemotiveerd is nie. Is dit die Heilige Gees se werk? Die Heilige Gees is aan ons gegee om ons die krag te gee, die bystand te gee. Hy's daar, hy's by jou, hy's hier by jou vanmôre, hy loop saam met jou hier uit, hy stap saam met jou, hy's die hele tyd besig om met jou te praat, maar as jy nie dit vat wat hy sê, en jouself daarmee motiveer nie, gaan jy leeg rondloop, jy gaan defeated rondloop, en die kans dat jy suksesvol gaan wees, en 'n lewe van oorwinning gaan leef, is bitterskraal. Ek gaan search hierdie week en ek soos, okay, great, waar's al die jong generasie? Waar's die jong generasie? Kom ek sien. Okay, nou gaan ons sien wie klassifiseer hulle self nie as 'n jong generasie nie. Okay, great. So dis almal wat nou al gehoor het van AI. Okay. So ek dog toe die week, okay, kom ons doen die AI ding en ek vra, okay, wat is die verskil tussen inspiration en motivation? En AI sê die volgende, hy sê inspiration is like a lightning bolt that strikes the earth. And something happens. There's power. And it says motivation is to react upon that power. To start moving because of the lightning. That's motivation.
As die weerlig nou hier slaan, het jy 'n keuse of jy gaan hardloop of nie. It's your choice. En jy moet jouself motiveer. En ek vat dit en ek kyk aan en ek sê, dis perfect. Jesus is my inspiration. Kom kerk, Jesus Christus, wat hy gedoen het, wie hy is, sy liefde vir my, sy genade vir my, sy goedheid, sy guns, die feit dat hy vir my gesterf het, is my inspirasie. En dit is genoeg inspirasie. Ek het niks aan 'n inspiration nodig in my lewe nie. Die enigste inspirasie wat ek nodig het om op te staan en te gaan, is Jesus Christus. Maar ek gaan myself moet motiveer. Ek gaan op 'n plek moet kom waar ek myself motiveer. Luister na die stem van die Heilige Gees en oor my begin spreek en sê wat God van my dink, wat hy vir my wil hê, waartoe hy wil hê ek moet gaan, wat sy plan is, wat sy gedagtes is. En baie keer kom die vraag maak, nou wat is waarmee motiveer ons onsself? Ons motiveer onsself met die beloftes wat ons het. Wie van julle werk so met julle kinders ook, of het al so gewerk met jou kinders? Okay, as jy nou jou gedra. Lucal en Josh, ons gaan nou by hierdie kerkmense kuier. As julle mooi gedra, dan kan julle 'n uur langer tekkie. Okay, belofte. Okay, en dan gedra hulle self en die mense is soos, wow, julle kinders is baie soet. Ja, hulle is altyd so, dankie Elsbeth. Ja, want ons altyd 'n belofte. Dis hoekom hulle altyd so soet is, daar's altyd 'n belofte. Daar's 'n belofte vir iets, werk hard in jou skool en daar's 'n belofte, bring jou kant en daar's 'n belofte, doen dit, daar's 'n belofte. En net so motiveer die beloftes ons deur hierdie lewe. Nou ek wil hê jy moet saam met my, en ek het dit nie vir hulle agtergegee nie, ek gaan dit vir jou hier lees, Hebreërs 11 vers 6. Maar voor ek Hebreërs 11 vers 6 begin lees, wil ek jou daarvan bekend maak, dat reg deur die woord vind ons hoe God vir ons beloftes gee. Reg deur die woord, dan gee hy vir ons belofte op belofte op belofte, en dan vra hy vir ons om dit te vat, en ons te motiveer, om ons geloof op sy beloftes te sit. En Hebreërs 11 vers 6 sê presies dit. As jy hom kan opkry, is jy welkom, Boetam. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy 'n beloner is van hom wat hom soek. Die Engels sê, and God is a rewarder of those who diligently seek him. God beloon hulle. Dit beteken ons 'n belofte. Daar's 'n belofte. En die belofte vir my en jou is, as ons die Here sal soek, sal hy ons beloon met sy teenwoordigheid. Come church, wie van julle het hom vanoggend beleef in die aanbidding? Net hier beleef. Wie van julle beleef hom nou? Wat hy besig is om met jou te praat, presies oor daai ding wat jy en jou man of vrou oor gepraat het in die week. Reeds met jou te praat nou. He's a rewarder of those who diligently seek him. En dan gaan hy verder in vers 8. In vers 8 tot 10, dan sê Hebreërs hierdie volgende skrif, hy sê, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam, weggetrek na 'n plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan leef in 'n land van belofte. Sê belofte. Soos in 'n vreemde land, in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag, wat met die fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Daar was 'n belofte. En Abraham, ek is seker, Abraham moes homself 'n paar keer motiveer met hierdie belofte. Hy moes 'n paar keer vir homself sê, luister hier, ons los die stad agter ons Egipte. Ons los al hierdie shopping malls en great goed agter ons, en ons trek hier in hierdie droë woestyn in, 'n plek wat ons nie ken nie. Hoekom? Want ons 'n belofte. Kom nou, my vrou, don't you get tired on me. Kom nou, my kinders, don't you get tired on me. Kom nou, my man, don't you get tired on me. Why? Because there's a belofte. There's a promise. There's a promise ahead of us, and God is giving us these promises to motivate us, so that we can motivate us with these promises ahead of us. 11, vers 11.
Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word. En toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy, hom getrou geag het wat dit beloof het. Daar's 'n belofte. Daar's 'n belofte en omdat daar 'n belofte is, sal ek vashou. Daar's 'n belofte vir my en omdat daar 'n belofte is, sal ek harder probeer. Daar's 'n belofte en omdat daar 'n belofte is, sal ek myself uit die bed uit optrek as ek moet. Daar's 'n belofte en omdat daar 'n belofte is, sal ek nie bly lê nie. Maak nie saak hoeveel trokke oor my is nie. Ek sal myself optel en weer probeer want daar's 'n belofte. Omdat daar 'n belofte is, sal ek aim en ek sal myself daartoe oorhaal om te gaan van heiligheid na heiligheid, want daar's 'n belofte. Omdat daar 'n belofte is, sal ek nie weghardloop as dit moeilik raak nie. Hoekom nie? Want daar's 'n belofte. Kerk, daar's 'n belofte. Daar's 'n belofte. Dawid sien ons in 2 Samuel. Hy het reëse gefight. Hy het bendestorm geloop. Hy het oor en oor weer probeer en oor weer opgestaan en probeer doen wat hy weet God van hom verwag. Hoekom? Want God het hom 'n belofte gegee. 'n Belofte. In Matteus 16 vers 18, dan sê Jesus dat die kerk sal nooit vergaan nie. Nooit. Dat die hel sal nie kan opstaan teen die kerk nie. Die kerk sal nooit vergaan nie. Hy sal staande bly tot op die einde. Iemand sê amen. En daarom is ek bereid om my alles in te gooi in kerke. Daarom is ek bereid om alles wat ek het te gee vir kerk. Hoekom? Want die kerk sal nie vergaan nie. Church, jy kan alles insit in dit wat ons daar buite probeer bou, maar dit gaan vergaan. Alles wat ons buite kan probeer oprig gaan op 'n dag vergaan, maar die kerk sal nooit vergaan nie. En daarom is ek lief vir my kerk. Daarom love ek die church waar die Here my geplant het en gesit het, want Christus is in dit. En daar's 'n belofte dat die werk wat ek hier doen en die werk wat jy hier doen en jou betrokkenheid hier sal nooit vergaan nie. Dis 'n ewigheidswerk. Daar's 'n belofte. Maar net so is daar vir my en jou beloftes. En dit is die krone waaroor ons laasweek begin praat het. Ons het laasweek begin praat oor die krone. En hoe belangrik dit is dat ek en jy sal smag daarna om 'n kroon te ontvang. En dan is my gebed en my hoop dat ons eendag soos die ouderlinge in Openbaring 4, as ek reg is, Openbaring 4 vers 5, eendag soos die ouderlinge ons krone by Jesus se voete sal gooi en sê, Jesus, dis alles oor U. It's because of you. Dis omdat jy my sterk gehou, dis omdat jy my ge-inspire het, dis omdat jy my die krag gegee het, Here Jesus, wil ek my kroon by U voete gooi. And you know what? This was good enough for Apostle Paul. Dit was goed genoeg. As jy die briewe gaan lees, dan kom jy agter dat die apostel Paulus het sy lewe geleef om 'n kroon te ontvang. En jy sal sien dat hy was nêrens bekommerd dat hy nie hemel toe gaan nie. Hy het geweet dat sy naam geskryf is in die boek van die lewe. Hy het dit geweet en hoe weet ons dit? Want die Heilige Gees leef in ons. Dis mos die pan. Hoe weet ons dit? Want ons dra die vrug van die Heilige Gees. Paulus was nie bekommerd dat hy dit nie gaan hemel toe maak nie. Paulus was bekommerd dat hy miskien sal uitmis op 'n kroon. Sal uitmis op 'n geleentheid om hierdie kroon dalk eendag vir Jesus weer terug te gee en sê, Jesus, ek wil U aanbid met hierdie kroon. Dit is alles as gevolg van U. En ek wil vanoggend sê, as die krone goed genoeg is om Paulus te motiveer, dan is die krone goed genoeg om my te motiveer. Amen. As dit goed genoeg is vir hom, is dit goed genoeg vir my. En daarom gaan ons dan vanoggend bietjie gesels oor die krone. Wat se tipe krone is daar en hoe kan ons dit kry? En ons gaan kyk na 5 krone, die 5 hemelse krone. Net voor ons in die kerk inkom, stop iemand my en hulle soos, vir die eerste keer in my lewe is ek excited om eendag 'n kroon te ontvang. Vir die eerste keer is ek excited, want tot en met nou het ek net gedink, dit is goed genoeg, sou ek net in die hemel kom, is dit goed genoeg. Maar nou wil ek 'n kroon hê. Wie van julle wil nou 'n kroon hê?
Come on. Wil nou 'n kroon hê. En die rede hoekom ek 'n kroon wil hê, is want ek wil nie daar rondloop met hom op my kop nie. Come on. Die rede hoekom ek 'n kroon wil hê, want ek wil hom in my hand hou. Want ek kan nie wag vir die moment nie. Come on church, ek kan nie wag vir die moment nie. Ek kan nie wag vir die moment wat die ouderlinge begin kniel en hulle krone voor Jesus se voete gooi en sê it's all because of you. Dit was hy. Dis hy. Ek kan nie wag om die enigste skat wat ek in die hemel gaan hê te vat en by sy voete te gooi en te sê u is waardig. U is waardig om aanbid te word nie. So great, kom ons kyk na hierdie 5 hemelse krone. Die eerste kroon is die onverganklike kroon. En ek het dit op die skerm gesit want ons van die ouens wat notas maak en gevra het ek moenie te vinnig gaan nie. So dis op die skerm, jy kan 'n nota maak en ek lees van daar af. 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27. Skryf Paulus: Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown, 'n onverganklike kroon. Die wêreld hardloop vir goed wat gaan vergaan. Die wêreld hardloop vir goed wat gaan verbygaan. Maar ons hardloop vir 'n kroon wat tot in ewigheid sal staan. Church, tot op die einde sal hierdie kroon bly staan. Therefore, I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats in the air, but I discipline. Say, but I discipline. But I discipline. Come on, my soul. Don't you get tired on me. I discipline. Come on, my soul. Don't you get tired. Don't you lay down now. Come on, my soul. I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I might find myself disqualified. Gaan gehoor na die volgende slide toe. Die onverganklike kroon. Die onverganklike kroon is 'n simbool van geestelike oorwinning. Die onverganklike kroon verteenwoordig oorwinning oor die sonde deur onwrikbare selfdissipline en geloof. Dis 'n beloning vir volharding. Church, hierdie kroon is 'n kroon wat ons gaan ontvang omdat ons bereid was om onsself te dissipline. Die wat hierdie kroon gaan ontvang, gaan dit ontvang omdat hulle bereid was om hulle self te leer en te sê, ek het dit gister gedoen, maar dit beteken nie ek hoef dit nou te doen nie. Ek het dalk nou daarvoor geval, maar dit beteken nie ek hoef aan te hou val daarvoor nie. Christian, waar is jy? Staan op. Staan gou op, asseblief my vriend. 8 dae terug, 9 dae terug, kom hy en hy kom klop hier aan die kerk se deur al 6 uur, 5 uur die oggend en hy sê ek het hulp nodig. Ek is verslaaf. 8 dae later is hy skoon getoets nog steeds. Come on church, kom ons gee hom 'n hande klap. Prys die Here. Christian, dankie Boeddha. Dankie jy kan sit. 8 dae, Dewald is hier by ons in die gemeente wat betrokke was in homoseksualiteit en drugs en goed misbruik het en hy het sy hart vir die Here gegee en hy het daai goed gefight. Hy het daarteen gefight en ons dalk nie so ekstreem goed waarteen jy fight nie, maar daar is dinge in ons lewens wat ons toelaat in ons lewens. Daar's goed in ons lewens wat ons toelaat en ons het gemaklik geword met dit en ons het dit aanvaar want ons is maar net mens. Wil jy so kroon hê? Want ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan ook so 'n kroon kry. Jy kan ook so 'n kroon ontvang. Dit is daar vir my en vir jou, want ons het 'n gees ontvang van krag, liefde en selfbeheersing. Kyk, dis jou keuse. Jy kan vanoggend vir my sê, nee, maar dis 'n moeilike een om te kol. Dit is so maklik. Dis daar vir jou. Dis daar vir my en jou. Al wat ons hoef te doen is, ons moet onsself optel. We need to motivate ourselves. We need to encourage ourselves and say that I can do this. Hoeveel goed het jy in jou lewe al oorkom? Hoeveel sonde het jy al agter jou gelaat? Hoekom die wat ons nou mee sit, hoekom dit kaddel? Hoekom moet dit saamleef? Hoekom dit aanvaar? Come on, ek is nie besig om jou te judge vanoggend. Ek vra net vir jou, wil jy nie vanmôre op 'n journey gaan nie?
Wil jy nie vanmôre 'n keuse maak en sê, weet jy wat, ek is nie so tydelik georiënteerd soos die res van die wêreld nie. Ek het 'n ewigheidsplan en dan wil dit 'n dag wees waar ek hierdie dinge in my lewe wil oorkom sodat ek ook 'n kroon, 'n onverganklike kroon kan hê. Waarmee ek Jesus kan loof en prys en sê, Jesus, dis omdat U in my was. Dis omdat U my inspireer het. Maak nie saak wat hierdie dinge sê, ek gaan hom oorwin. Maak nie saak wat dit is wat my terughou nie, ek gaan hom oorwin. Hoekom? Because Jesus inspires me. Want hy het so geleef. En daarom wil ek dit oorwin. Hierdie kroon is jou kroon. Hierdie kroon is jou kroon. Come on, jy het nog nie eers die ander gehoor nie. Voordat ons aangaan, kyk na hierdie kroon. Hierdie kroon is jou kroon. Jy kan met hierdie kroon in die hemel instap. Kom nou, church. Amen. Jy kan. Sê vir die persoon langs jou, jy kan. Jy kan. Die tweede kroon is die kroon van geregtigheid. 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8, dan skryf Paulus hierdie en hy skryf aan Timoteus, sy seun, wat hy so encourage en hy encourage hom gereeld om 'n goeie lewe te leef en aan te hou en dit. En dan sê Paulus hierdie vir Timoteus, hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Sien hoe verkeerd gebruik hy die woord ek? En tog is daar mense wat dink as sou ek hier van vooraf sê dat ek is hoogmoedig. Daar's 'n verskil om hoogmoedig te wees en te roem in jou eie krag en om op te staan en te roem in die krag van die Here. Kom nou, church. Daar's 'n verskil, daar's 'n plek in ons lewens waar ons begin sukses behaal en dan gee ons Jesus Christus die eer en dan staan ons op, ek het dit reg gekry. Ek het opgestaan teen daai duiwel, ek het opgestaan teen daai ding wat my terughou. Ek het opgestaan, hier staan ek. Hoekom? Want Christus is in my. Want hy inspire my. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid. Wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefhet. Blaai gou. Die kroon van geregtigheid is 'n kroon wat aan die Christene gegee word vir hulle liefde en hulle passie vir Jesus. As jy lief vir Jesus, verlang jy na hom elke dag? Verlang jy na hom, dink jy aan hom elke oomblik? Hierdie kroon gaan gegee word aan hulle wat so lief is vir Jesus, dat Jesus nie uit hulle kop uit kan kom nie. Wat werk toe gaan en dan dink hulle aan Jesus, hulle doen hulle werk want dit word van ons verwag. Hulle kry hulle werk klaar, maar hulle kan nie Jesus uit hulle hart uithaal nie. Hulle kan hom nie een kant toe skuif nie. Hierdie kroon gaan aan hulle gegee word, wat Jesus nie net op 'n Sondag in die kerk los nie. Wat Jesus nie net vanaand in hulle Bybel toemaak, veilig in die bed sit en daar een kant sit nie. Hierdie kroon gaan aan hulle gegee word, wat so lief is vir Jesus Christus, dat hulle hom elke dag verwag. Elke dag sy teenwoordigheid verwag. Hulle wat sy teenwoordigheid lief het, kerk. As ek hoor iemand doen kerk oor die TV, op 'n permanente basis, kom ek sê so, dan vra ek myself, maar hoe beleef jy daai goddelike teenwoordigheid in die middel van aanbidding, in corporate aanbidding? Daai wat die woord sê, wat 2 of meer in my naam by mekaar kom, daar sal ek wees. Hoe beleef jy dit? Daar is iets wat gebeur wanneer die kinders van God by mekaar kom. Daar's iets wat gebeur wanneer ons saam staan en ons begin die Here loof en prys. Daar's iets wat gebeur wanneer ons nie net op ons eie eiland aanbid nie, maar wanneer Jackie vir my belangrik word. En ek saam met hom wil aanbid. En ek het die Here se teenwoordigheid so lief, dat ek kan nie wag om church toe te kom nie. Ek kan nie wag om aanbidding aan te sit nie. Ek kan nie wag om in sy teenwoordigheid in te gaan in my binnekamer nie. Ek kan nie wag om die Bybelse blaaie oop te maak nie. Ek kan nie. Want ek het sy teenwoordigheid so lief. Hierdie kroon van geregtigheid wat ons gaan ontvang, gaan jy nie ontvang omdat jy vir jou eie geregtigheid nie. Jy gaan dit ontvang as gevolg van Christus se geregtigheid. Omdat hy jou liefgehad het. Omdat hy vir jou gesterf het. Omdat hy aan daai kruis vir jou gesterf het en 'n kans gemaak het vir jou om die ewige lewe te sien. Wat het jy meer nodig om jou vanoggend te inspireer om hom terug so lief te hê?
Wat het ek nodig om vanoggend te sê, sodat jy hier sal sit en sê, ek kan ook so kroon vat. Ek kan ook so kroon vat, want ek het geen rede om Jesus Christus nie so lief te hê soos hy my lief gehad het nie. Ek het geen rede as kerk om hier uit te gaan en nie sy teenwoordigheid lief te hê en in gehoorsaamheid met hom te leef nie. Ek skryf hier die laaste reël daar en dit sê hierdie kroon weerspieël 'n hart wat toegewyd is aan getroue gehoorsaamheid en 'n verlange na Jesus se teenwoordigheid. Die oomblik wat ek voel, ek is in 'n plek waar Jesus se teenwoordigheid nie is nie. Die oomblik wat ek voel, ek is in 'n plek waar Jesus se teenwoordigheid nie is nie, dan het ek twee goed wat ek doen. Die eerste ding is ek bring sy teenwoordigheid. Ek doen alles om seker te maak, wie ook al daar is, beleef Jesus daar. Ek begin oor hom praat. Ek begin getuig van sy goedheid. Ek begin ander vertel. Ek sit die worship musiek aan. Kom nou church, doen jy dit ook? Ek weet jy doen dit. Ek verander die atmosfeer, hoekom? Want ek het sy teenwoordigheid so lief. En as sy teenwoordigheid nie daar welkom is nie, wat doen ek dan? Dan loop ek. Ek bly nie daar nie. Hoekom? Want ek wil nie een oomblik uit sy teenwoordigheid uit wees nie. Ek wil nie een oomblik uit daai plek uit is waar ek hom beleef nie, want ek het sy wederkoms lief. Church, ek verwag Jesus nou, op hierdie oomblik, nou. Nou, ek verwag dat hy voor hierdie diens verby sal wees, ons sal ontmoet. En jy kan hierdie stukkie gaan kat op my preek en dit post op sosiale media en sê nie, hy was toe verkeerd gewees. Dis moontlik. Maar dis moontlik dat jy kan verkeerd wees. Dis moontlik dat jy kan verkeerd wees. Maar ek verwag Jesus elke oomblik en daarom kan ek nie bekostig om 'n sekond buite sy teenwoordigheid te wees nie. Ek kan nie bekostig om 'n sekond, nie by my werk nie, nie by my familie nie, nie by my vriende nie, nie by waar ek hobbies doen of in my sport, 'n oomblik buite sy teenwoordigheid te wees nie, want ek verwag hom. Ek het hom so lief. Ek het al gesê 'n lewe van gehoorsaamheid is 'n life of worship. Worship is nie net wat ons op 'n Sondagoggend hier doen nie. Worship is nie net jou hande in die lug opgooi nie, dis nie net die liedjies wat ons sing nie. Worship is gehoorsaamheid. Wie van julle aanbid Jesus Christus? Wie van julle aanbid Jesus Christus net op 'n Sondag hier? En hoeveel van ons aanbid Jesus Christus die oomblik wat ons hier uitloop? Aanbid Jesus Christus maandagooggend in daai eerste business meeting deur gehoorsaamheid. Aanbid Jesus Christus en worship Jesus Christus wanneer dit moeilik raak, want dis gehoorsaamheid. Aanbid Jesus Christus wanneer daar gewen word en wanneer daar verloor word, wanneer ons die hoogtes behaal en die laagtes behaal, want dit is om in gehoorsaamheid te leef. Daar's 'n definisie wat sê, worship is like a little puppy lying by his master's feet, licking his toes. Dis worship. Worship is om die Here so lief te hê, dat ek so naby aan hom wil wees, elke oomblik. Ek verlang om kerk, hierdie kan jy wees. Hierdie kan jou kroon wees. Come on, wie van julle wil nie Jesus so lief hê nie? Miskien het jy net vanoggend bietjie motivering nodig. Miskien het jy vanoggend net bietjie motivering nodig. En miskien het jy net nodig om vanoggend te hoor dat Jesus is jou lief. Jesus ken jou by die naam en jy's vir hom kosbaar. Miskien het jy net nodig om te hoor vanmôre dat hy vergeet nie een oomblik van die dag van jou nie. Dit maak nie saak waardeur jy gaan nie, hy is daar by jou, hy's lief vir jou. Dit maak nie saak in wat se gemors jy nou sit nie, Jesus is lief vir jou, ek wil jy moet dit hoor vanmôre, en miskien is dit al wat jy nodig het om ook 'n keuse te maak vanmôre en sê ek wil hierdie kroon hê. Dis nie so moeilik nie, kom aan kerk, hoe moeilik is dit? Dis nie so moeilik nie, and it's worth it. It's worth it, sê vir die persoon langs jou, jy kan ook daai kroon hê. Nou sê vir die persoon, jy kan ook daai kroon hê. Dis jou nou. Die derde kroon. Die kroon van die lewe. Jakobus 1 vers 12 tot 13. Salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang,
wat die Here beloof het, daai woord beloof het. Daar's 'n belofte. Daar's 'n belofte. Daar's 'n belofte. Daar's 'n belofte, sou jy Jesus lief hê met alles in jou, daar's 'n belofte. Daar's 'n belofte, sou jy in geregtigheid leef, sou jy alles in jou vermoë doen om klaar te maak met die sonde in jou lewe en jouself te dissiplineer soos 'n atleet, daar's 'n belofte. Dis nie verniet nie. Dis nie verniet nie, daar's 'n belofte. Sou ontvang het, die wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie. En self versoek God niemand nie. Daar's 'n belofte vir hierdie kroon, blaai vir my om, dankie Boeta. Die kroon van die lewe is 'n beloning wat beloof word aan die gelowiges wat getrou bly tydens beproewinge en versoekings. Hoeveel van julle gaan deur beproewinge? Hoeveel van julle gaan deur dinge in hierdie lewe wat voel dat of die vyand net uit is om jou van die spoor af te kry? Die vyand is uit daarop om jou vrede te steel. Jou vreugde, jou geluk te vat. Hoeveel beproewinge het ek en jy nie al deurgegaan nie? Jy weet, dit is vir my altyd so mooi as jy met jong kinders praat. Ek wil sê jong kinders praat, wat nou net skool gaan klaarmaak. En jy hoor die ambisies, en jy hoor die drome, en jy hoor die idees, en dit is altyd vir my so mooi. En dit remind my op my dag, toe ek uit die skool uitgeloop het en gedink het so, hierdie is maklik. Come on, hoekom laat my ouers dit so moeilik klink? I've got this. Come on, julle ook so gevoel? I'm gonna change the world, man. Hey, dis as my paal net dalk sal, jy weet dit of dat, maar ek weet presies, ek weet hoe om hierdie ding te maak werk. Come on. En dan, life happens. Die eerste moeilike ding is, jy het nie 4 vakansies nie. Hoe is dit wettig? Hoe? En jy moet werk tot 5 uur en baie keer oortyd. Crazy. Hierdie idee dat die life is gonna be easy and life happens. En ek dink as ek vanoggend moet vra, wie van julle is nie al deur moeilike tye in julle lewe nie, sal hier nie een persoon hulle hand opsteek nie wat bo 18 is nie. Nee, ek lieg, die jong mense gaan ook deur bitter moeilike tye. Come on church, ons is in 'n tyd wat jong mense en kinders nie gevrywaar is van hierdie goed nie. So ek praat regtig met elkeen vanoggend. Daar gaan moeilike tye kom. Dit gaan nie maklik wees nie om bo uit te kom nie. Dit gaan nie vinnig gebeur nie. En dit gaan jou iets kos. Dit gaan. Kom ons wees reguit en eerlik mekaar vanoggend. Hierdie lewe is nie maklik nie. Maar weet jy wat? Elke dag dan motiveer ek myself met die beloftes wat in hierdie woord is. Elke dag dan motiveer ek myself en sê, maar die Here het vir my 'n belofte. Ek is 'n wedergebore, geseënde, gesalfde kind van God. Hoekom nie? Hoekom nie opstaan nie? Hoekom nie probeer nie? Hoekom nie die kroon van die lewe najag nie? Jy sit op tans in 'n situasie in jou lewe en jy wonder, hoe gaan ek hier uitkom? Kan ek vanmôre vir jou sê, al kom jy nie daar uit nie, maar jy maak dit deur, is daar 'n kroon vir jou. Come on church. Come on, is that not enough to worship God? Is that not enough to give him the praise and the honor? Hierdie lewe gaan tot 'n einde kom. Gaan tot 'n einde kom. Almal wat 103 jaar oud is, steek op julle hande. Niemand, hoekom? Ek het laasweek begin deur om te sê, Paulus sê die lewe is vir my Christus en die sterwe is vir my 'n wins. En ons wil nie oor die sterwe praat nie, want ons glo nie dis 'n wins nie. Church, as jy hierdie krone in jou hand vashou, as jou oë toe gaan hier, is dit 'n wins. As jy met so 'n kroon in jou hande daar in die hemel by Jesus opdaag, is dit 'n wins. You gained so much more. So much more. Wat help dit 'n mens verloor sy siel net om hierdie lewe te gain? What does it help a man gain the whole world but he loses his soul? Wat help dit? Wat help dit ons maak dit deur? Wat help dit ons maak dit deur hierdie moeilike goed? Wat help dit en ons het nie hierdie kroon in die hande as ons hier deur is nie?
Ek wil vanoggend sê, en ek ken julle, ek ken die meerderheid van julle persoonlik, en ek weet waardeur jy gaan. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek salute jou. Ek salute jou dat jy deur dit gaan wat jy gaan, en nog steeds Jesus Christus liefhet. Ek salute jou dat jy deur finansiële moeilike tye gaan, en nog steeds Jesus Christus liefhet. Dat jy deur moeilike verhoudingssituasies gaan en deur die terribleste huwelik miskien is en nou alleen sit en alleen voel, maar jy het nie opgegee op Jesus nie. Ek haal my hoed vir jou af. Ek haal my hoed vir jou af dat jy bereid was om weer op te staan en kerk toe te kom nadat jy hierdie week gefaal het en die duiwel die oorhand gekry het en jy teruggeval het na daai sonde toe wat jy so graag van ontslae wil raak, maar jy sit hier vanmôre want jy wil nie opgee op Jesus nie. Ek haal my hoed vir jou af. Want as jy sal aanhou fight en nie ophou nie, wanneer dit moeilik raak en aanhou sal daar 'n kroon vir jou wees. Church, hierdie is enough. It's enough. The moment we're going to stand there on our knees in front of Jesus and we're going to start worshiping with the crowns. Wat jy nou deurgaan is niks in vergelyking met die glorie en die eer en die heerlikheid wat jy dan gaan ervaar nie. Dis 'n werklikheid. Is nie 'n myth nie, dis nie net 'n storie nie. Hierdie is die werklikheid waaraan ons moet vashou, nie hierdie lewe nie, die een hierna. Dis nie so belangrik wat doen ons nou nie, die vraag is wat gaan ons hierna doen? En my gebed en my hoop is ek gaan met 'n kroon in my hand sit. Miskien met 'n kroon want ek is deur moeilike goed gaan en ek moes baie keer vir myself sê ek kan. Wie van julle het al op so 'n plek in jou lewe gekom wat dit net niemand se motivering nie? Niks goeie nuus stel jou mee op nie. Geen geld maak meer daai deure oop vir blydskap nie. Niks. Dan het jy nodig om die skill te develop wat sê ek kan. Here Jesus, ek hoor U binnekant my. There's a lion inside my lungs. Come on, daar's 'n leeu hier binnekant. Daar's 'n leeu hier binnekant wat skree en nie kan wag om uit te kom. Hier's 'n leeu hier binnekant. Come on. It's time to get up, church. It's time to get up and go. Dit is 'n tyd geword. Ons gaan opstaan en dit maak nie saak waardeur ons gaan nie. Hier is 'n verklaring. Ons as kerk sal opstaan en ons sal die Here bly dien. Dit maak nie saak hoe moeilik dit finansiëel word in hierdie wêreld nie. Dit maak nie saak hoe moeilik die challenges word in hierdie wêreld nie. Ons as kerk sal bly opstaan en ons sal bly die Here aanbid. Why? Daar is 'n beloning. Daar is 'n belofte en ek hoop jy sê vir jou familie vanmôre, daai is ons kroon. Draai bietjie na die persoon toe langs jou en sê vir hulle, daai kroon is ons kroon. Daai kroon is ons kroon. Die volgende kroon, ek dink is die 4de kroon as ek iewers reg getel het, aanhou tel het. 1 Petrus 5. Skryf Petrus en hy sê hierdie volgende, hy sê hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle, jy weet ek hou van hierdie woorde sal. Want dit is deel van die belofte. Dit sal gebeur. Hierdie ding betwyfel ek nie. Hierdie sal gebeur. Hierdie sal gebeur. Ek weet nie of dit môre gaan reën of nie gaan reën nie, maar hierdie sal gebeur. Ek wil vir jou sê, ek weet nie eers of die son môre gaan opkom nie, maar hierdie sal gebeur. Hierdie sal gebeur. Dan sal julle die onverwerklike kroon van heerlikheid ontvang. Die kroon van heerlikheid. Wil jy so 'n kroon hê? Nou in church, wil jy weet hoe jy so 'n kroon gaan kry? Blaai vir ons om. Die kroon van heerlikheid verteenwoordig eer wat aan die geestelike leiers gegee word vir hulle getroue diens. Amen. Prys die Here. Okay, great. Baie entoesiasme daar nie, maar dankie Jesus. Beloning vir getroue herders. Toegeken aan pastore en ouderlinge wat hulle gemeentes lei, beskerm en koester, 'n direkte verbintenis tot die kerk. En dan vra ek die Heilige Gees, Here, hoe kry ek 'n kerk gemotiveer
met 'n kroon wat ek wil ontvang. En die Heilige Gees sê vir my, Dani, wil die Lighuis Middelburg 'n kerk wees van passasiers of bemanningslede? Wil die Lighuis Middelburg bly waar hulle is, of wil hulle groei tot op 'n plek waar elke persoon in hierdie gemeente 'n leier in die geestelike gemeenskap en in die gemeenskap waar buite is? Wil die Lighuis Middelburg nie groei tot op 'n plek waar ons betrokke raak? Elke lidmaat sê, ek moet betrokke raak. Hoekom? Want daar is vir my 'n kroon as ek betrokke raak, church. In die gemeenskap, daar's 'n kroon weggelê vir die wat betrokke raak by hulle gemeenskap, by hulle kerk, as 'n geestelike leier. Ek wil betrokke raak. En dan nie net daar nie, maar ook sal uitgaan na buite toe en 'n verlore gaande wêreld sal bereik. Jy sit vanmôre, kyk so vinnig regs, net so vinnig. Kyk regs. Wanneer jy die persoon sien, jy het nou net vir hulle gekyk nie. Okay. Daai persoon wat langs jou sit, het die vermoë om 'n geestelike leier te word. Glo jy dit? Daai persoon wat langs jou sit vanmôre, het die vermoë om 'n geestelike leier te word, om 'n herder te word. Om te doen wat ek doen? Nee. Nee. Om 'n herder te wees daar by die huis. 'n Geestelike leier te wees. Om 'n ouderling te wees hier in die kerk alleenlik? Nee. Daar by sy werksplek. Om op te staan vir Jesus Christus en te sê, hey julle ouens, weet julle wat kort ons hier? Alhoekom ons nie hier regkom nie, want dis nie unity nie. Hoekom is hier nie unity nie? Want Jesus is nie hier nie. Kan ek julle voorstel aan die een employee wat ons nie kan bekostig nie, maar wat verniet sal kom werk? Kan ek julle voorstel aan die een wat hierdie meeting smooth kan run en hierdie dinge gaan verander sodat ons ook sal prosper in hierdie gebroke wêreld? Kan ek julle aan hom voorstel? Sy naam is Jesus. En binne 'n maand, 2 maande, en as jy daar instap by die werk, dan sê hulle vir jou, hallo Maruti. Wie van julle het al beleef? Sê vir jou, hallo pastoor. En sy sê, nee, ek's nie 'n pastoor nie. Nee, ek sê, hoekom noem hulle jou pastoor? Hoekom noem hulle jou herder? Want jy het hulle nou net gelei. Jy het opgetree as 'n geestelike leier. Kerk, is dit nie deel van die plan wat ons het as kerk nie? Is dit nie deel van ons visie nie? Dat elke lidmaat in hierdie kerk 'n geestelike leier sal word. Sal opstaan vir Christus. En iewers daar buite 'n kinders sal hê wat hulle lei. Hoeveel van julle is deel van 'n vriendegroep? Wat soos 'n klomp bokke. Wie van julle het al ooit bokke geboer? Kom ek hoor net eers dit. Ja, bokke geboer. Okay, wie ken iemand wat vloek soos 'n matroos en bokke boer? Okay, nee regtig, nie hande opsteekie. Wie van julle het al gesien wat 'n bok doen? 'n Bok spring deur die draad. 'n Bok hier die buurman se plante. 'n Bok is net oral en 'n bok doen net wat hy nie moet doen nie en dit hou aan. Wie van julle is deel van 'n vriendegroep wat 'n klomp bokke is? Kom nou. Wie van julle werk daar by 'n plek wat net 'n klomp bokke is? Ja, wie van julle is in die familie? Moenie hand opsteekie. Nou wie van julle is in 'n familie waar daar net 'n klomp bokke is? En hoekom is daar 'n klomp bokke? Want daar's nie 'n leier nie, daar's nie 'n herder nie. En jy sê nee, maar ek, net as jy hom wil hê. Jy sit in die perfekte plek waar God vir jou 'n geleentheid bied om hierdie kroonhuis toe te vat. Wil jy hom hê? Ja, maar ek is in 'n verskriklike slegte plek. Hoekom? Nie een van my vriende dien Jesus nie. Dis 'n kroon. Daar's 'n kroon wat wag met jou naam op. Word jy die herder van daai groep? Word jy die leier? Maar ek hakkel. Moses het ook gehakkel. En God het hom die leier gemaak van daai groep. Maak nie saak wat jou tekort is nie. Jy kan vanoggend sê, ek kan hierdie kroon vat. Hierdie kroon is myne, en as jy deel is van hierdie gemeente, gaan jy hierdie tipe boodskappe oor en oor hoor, wat ons gaan sê, jy kan nie net sit nie, jy kan nie net eet nie, jy kan nie net ontvang nie, jy moet dit buite toe vat.
Jy moet die wêreld gaan verander. You need to start motivating yourself and accepting the fact that you are just human is fine, but it's not supposed to cripple you. Dis nie veronderstel om ons terug te hou nie. Kom kerk, fluister vir daai ander persoon vir wie jy nie gekyk het nie, dan sê vir hom, hierdie kroon is joune. Hierdie kroon is joune. Hoekom? Want jy's met my getroud. Nee, rarig nie. Weet jy hoe maklik is dit? Weet jy vir wie is dit moeilik om so 'n kroon te kry? Die ou wat al reeds tussen al die gelowiges is. Want die kans is goed dat hy al reeds 'n herder het. So as jy in 'n huis is waar almal die Here dien en nie stout, die kinders nie stout is nie en alles is fine and good, jy het 'n moeiliker job, beteken jy moet 'n klomp bokke gaan soek. Maar as jou verskoning vanoggend is ek staan tussen 'n klomp bokke, dan het jy geen verskoning om nie hierdie kroon huis toe te vat nie. Amen. Halleluja, is dit jou kroon? Sien jy al daai klomp bokke raak? Sien jy hulle, weet jy wie hulle is? Alright, kom ons gaan vat hulle. Kom ons gaan kry hulle in die kraal. Amen. Kom ons gaan, ja, prys die Here, gee hom 'n handeklap. Ons het nog een kroon oor. Nog een kroon. Die kroon van dankie my vriend. Jy gaan 'n kroon ontvang. I appreciate you so much. Thank you. Thank you. Can I just say something about what he just did? He was just willing to get out of his chair that is comfortable. He did something very prophetically now. He was sitting there, and I'm sure he was thinking, what will the people say? What will the people think if I get up now? And he did. And I'm sure you motivated yourself. I'm sure you sit there and you were saying, I can. Come on, I'm going to do this. I don't care what they say. I don't care what they think. Ek gaan dit doen. Ek gaan opstaan. En ek gaan daai kroon optel. Come on. Mag die kinders van die Here met soveel toewyding die krone najaag in hierdie lewe. Ons laaste kroon vanoggend. Die kroon van blydskap. 1 Tessalonisense 2 vers 19 tot 20. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming? For you are our glory and joy. Die kroon van blydskap. Die kroon van blydskap word gegee aan diegene wat aktief die evangelie deel en siele vir Christus wen. Die woord sê in Lukas 15 vers 7 dat as een siel, kom en ek weet julle is nou al moeg daarvoor, moet dan nie links of regs draai nie, draai agter toe. Draai agter toe en sê vir die persoon agter jou, ek weet dis baie makliker, en dan sê vir daai persoon agter jou, as een siel, net een siel, kom nou, ek weet julle wil dit nie doen nie, maar draai dan na die persoon langs jou. Sê net, as een siel, net een siel, as net een siel, kom maar, ek seker jy kan dink aan iemand. Iemand wat nie op hierdie stadium die Here dien nie. Ek is seker jy kan dink aan iemand, nie in die kerk, nou wat nie in die kerk sit nie. Okay. Ek is seker jy kan dink aan een persoon in jou familie en jou vriendegroep, by jou werk wat nie Jesus dien nie. Wat 'n easy target is. Easy targets is net soveel makliker. Een siel. As jy een siel tot bekering bring, dan sê die woord in Lukas 15 vers 7, dan staan die engele by die troon van Christus en hulle rejoice. Hulle rejoice. Jy bring die hele hemel in rejoicing as jy een siel tot bekering lei. Kom church, hoe moeilik is hierdie een? Hoe moeilik is hierdie een? En ek wil vir jou sê vanmôre, as jy een siel tot bekering gelei het, gaan jy so verlief word daarop. You're going to love it so much. It's going to bring so much fulfillment in your life that you will not stop. Jy sal nie ophou nie. Want as niks so lekker soos om 'n verlore siel na Christus toe te lei nie. Dis nie net die hemele wat rejoice nie, dis hier binnekant begin iets broei. Wat sê ek wil hierdie doen? I want to do this. Ek wil hierdie doen. Wie van julle het al Hacksaw Ridge gekyk? Hacksaw Ridge, nog nie, okay, dan gaan ek dit noem in elk geval, maar
As jy kans het, kyk die storie. En hierdie ouetjie is based op 'n true life story en hierdie ouetjie het oorlog toe gegaan en hy het net eenvoudig gesê hy gaan geen wapens vat nie, hy wil 'n medic wees. En toe kom hulle op by hierdie Hacksaw Ridge, hierdie berg uit en hulle klim oor hierdie berg en aan die ander kant gebeur hierdie oorlog en hulle vat pak slaag en hulle kry pak slaag en die ouens gaan dood. En hy's tussen hierdie oorlog. En hy man alleen begin die ouens een vir een teen hierdie berg afbring. En dan klim hy op en dan gaan hy weer, terwyl die ander soldate, die ander ouens met hulle guns teen die berg weghardloop van die vyande af en hulle vriende in die veld los. Gaan kyk die storie. Dan klim hierdie ouetjie weer teen die berg op want hy gaan nog een red. En dan red hy iemand, dan bring hy hulle af, ek kan nie onthou hoeveel nie. Maar hy het soveel mense gered wat gewond was tussen daai oorlog, tussen daai battle wat aan die gang is. En hy het elke keer teruggegaan en nog een gered. En op 'n stadium lê hy so op die berg en hy's doodmoeg. Die ander ouens vlug en hy bly teruggaan en hy lê daar en hy sê, Lord, one more. One more, Lord, one more. Just one more. Hoe motiveer hy homself? Ek hoor hoe die Here vir hom sê, just one more. Just one more. En hy vat daai woorde en hy sê, one more. Just one more, Lord. Give me the strength. Gee my die krag om nog een te red vir U. Nog een tot bekering te lei. Gee my die krag om nog een. Here Jesus, nog een. Gaan ons as kerk leë hande in die hemel opdaag. Gaan ons leë hande opdaag. Gaan jy as 'n lid, as 'n gemeentelid van die Lighuis Middelburg, gaan jy leë hande in die hemel opdaag. En ek wil vanmôre sê, ek was my hande in onskuld sou dit gebeur. Want dit is nie moeilik nie. Dit is nie moeilik nie. Nie een van hierdie krone is moeilik om te bekom nie, church. Nie een van hierdie krone is moeilik om jou aandag op te vestig en te sê ek gaan so enetjie huis toe vat nie. Nie een nie. Maar my vraag is dit wat jy wil doen? Is dit jou begeerte? Is dit jou begeerte om blydskap in die hemel te bring? Ek het daar geskryf, hierdie moet elkeen van ons wees. Hierdie moet elkeen van ons wees. Ek kan nog dink aan verskonings om ons kan uitmis op die ander 4. Maar as daai dag gebeur dat ons naam in die boek van die lewe uitgelees word en hierdie kroon is nie in jou hand nie, dan wil ek jou sê, is jy baie naby aan daai plek waar jy gered word asof jy deur die vuur gered is. Jy onthou daai skrif laasweek? Jy's gered asof jy net gered is sonder 'n kroon. Of jy's dalk baie naby aan daai plek waar jy die persoon is wat vir Jesus sê, Here, 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 en hy sê vir jou, gaan weg, ek het jou nie geken nie. Hierdie kroon kan ek en jy nie sonder ingaan nie. Jy kan nie. Jy kan nie. En ek weet nie hoe ek hierdie vanmôre hard genoeg sê, duidelik genoeg sê, met genoeg simpatie en empatie, en ek weet nie hoe om hierdie duideliker deur te kry vanmôre vir jou nie. As 'n kind van God moet daar 'n long wees, 'n hart wees wat sê ek wil help siele red. Wie van julle sit hier vanmôre en jy's nie gered nie? Moenie jou hand nou opsteek nie. Maar wie van julle sit hier vanmôre en jy weet verseker dat jy gered is en dat jou naam in daai boek geskrywe is? Kom, nou kan jy jou hand opsteek. Wie van julle sit hier vanmôre en jy weet dat jy 'n kind van Jesus is en hy het vir jou 'n weg gemaak en jou pad is gepyf? Nou hoekom sal ons dan net bly sit? Terwyl ek en jy weet wat gaan gebeur met die wêreld wat nie Jesus ken nie. Die woord sê vir my dat dit so erg sal wees in die poel van vuur, dat ek nie eers my vyand daar wil sien nie. Dit gaan so erg wees. Hoekom sal ons as church dan, die ou wat saam met ons werk, die ou wat jy noem jou buddy, jou golf chom, daai broer, daai sussie, hoekom sal ons hulle dan los? En hoekom sit ons nie vanoggend hier met 'n hart wat uitskree en sê, Here, nog een. Al is dit dan net een. Here, gee my daai eerste een. Gee my daai eerste een.
Gee my een siel. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?